Goeienaand. Wat sê die klippe? Wat bedoel jy? Klippe kan tog nie praat nie? Klippe is dood. Selfs die Bybel gebruik die bekende beeld uit die klipwêreld van Israel om hoofsaaklik doodsheid aan te dui. Klippe het nie saad nie, dit kan nie voortplant of vermeerder nie. En niks groei op klippe nie. Jy kan 'n afgod uit klip kap, maar dit sal jou nie kan hoor of sien of help nie. Tog is klippe deel van die skepping van die Here en word dit in sy diens gebruik. Klippe word in die Bybel gebruik as herinneringstekens van die verlossingsdade van die Here. Met die deurtog van Israel deur die Jordaan om die beloofde land in besit te neem en in opdrag van die Here het die volk die 12 klippe in ooreenstemming met die getal stamme van Israel gevat, soos die Here vir Josua gesê het. Hulle het dit met hulle saamgeneem na die plek toe waar hulle sou oornag en dit daar neergesit. Josua het ook 12 klippe binne in die Jordaan opgerig, op die plek waar die priesters gestaan het, wat die verbondsark gedra het. Die klippe is vandag nog daar. En mense dink dat die deurtog en die intog in Kanaan vir Israel so 'n groot gebeurtenis was, dat hulle dit van self aan hulle kinders sou oorvertel. Die Here weet egter hoe vergeetachtig die mens is. En hoe gou die mens vergeet dat dit die Here is wat red en oorwinning gee. Die Here weet hoe die mens hom vergeet sodra dit begin goed gaan. Hy weet ook dat die mens eintlik maar 'n kort tydjie leef en dat daar dan 'n volgende geslag gaan wees wat nie weet nie. En daarom moes daar klippe gepak word. Dit herinner die vergeetachtige en die verganklike mens. En ons het ook klippe nodig om ons te herinner. Waaraan moes die klippe die volk herinner? As julle kinders eendag hulle pa sou vra, wat beteken hierdie klippe? Moet julle die kinders inlig en sê, Israel het op droë grond deur die Jordaanrivier gegaan. Die Here, julle God, het die Jordaanse water voor hulle laat opdroog, sodat hulle kon deurgaan. Net soos hy met die Rietsee gemaak het, toe hy dit voor hulle laat opdroog het, sodat hulle kon deurgaan. Hy het dit gedoen, sodat al die volke van die aarde kan besef, dat die mag van die Here groot is, en sodat julle die Here, julle God, altyd sal dien. En presies dieselfde rede het die Here sy 10 gebooie op klippe neergeskryf en vir Moses gegee om in die ark, in die tabernakel en later in die tempel te sit. Dit moes 'n getuienis wees tussen die Here en sy volk. Dit moes die volk herinner aan die Here se verlossing uit Egipte en aan sy verbondsluiting met hulle. Miskien pak ons te min klipstafels om ons te herinner aan die verlossingsdade van die Here. Miskien moet ons die groot momente van ons lewe met klippe begin gedenk. Miskien moet ons nie ophou om hoekstene in kerkgeboue te lê nie. Miskien moet ons voortgaan met die gebruik om grafstene op te rig, mits dit getuig van die Here se getrouheid in ons en ons geliefdes se lewens. Natuurlik is sulke klipstapels goed, solank dit getuig en laat vra na die getrouheid van die Here. Want dit gaan tog nie oor die klippe self nie, maar oor dit waaraan die klippe ons herinner. Kom dink vanaand gerus 'n bietjie terug oor hierdie momente op die pad van die Here met jou. Dalk het jy sulke herinneringstekens, dalk nie klippe nie, maar dalk 'n Bybel wat met jou doop gegee is, 'n sertifikaat met jou belydenisaflegging, die trouring aan jou vinger. En jou terugdink, moet veral nie vergeet om terug te kyk tot by die kruis op die kliphoogte van Golgotha nie. Moet ook nie verby die rotsgraf met die weggerolde klip kyk nie. Moet nie vergeet om te vra hoekom dit was nie. Al hierdie dinge getuig van die getroue en die genadige verlossing van ons Here. Goeienaand.